Vader, dankie dat ons kan verootmoedig voor U. Dankie Here dat ons nie net hierdie 9 dae in oorwinning moet leef, in ons vlees in bedaring bring, en in dat ons gees kan heers nie. Maar dat ons dit altyd sal doen. Dat ons daagliks as ons sit by U woord, elke oggend met U woord begin, en dat ons geesmense sal wees, en nie vlees nie. Here, lei ons nou, waar ons by punt 3 kom vandag, oor ons kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Here, miskien luister iemand wat nog nie eers kinders het, hy is nog eers getroud. Maak die saak, Here, ons kan nou al, mos vir ons nageslag bid. Daar sit ook mense, hulle is jong paartjies wat nie kinders het nie, en graag wil kinders hê. Here, U kan ook vandag 'n wonderwerk vir hulle doen, dat hulle kan kinders kry. Seën asseblief in Jesus kragtige naam. Amen. Goeiemôre, Herman Botma. Goeiemôre, Sheila Ann Williams. Ons gaan net so 2 minute wag, laat mense net opklim, en dan gaan ons begin. Nou, ons hou 9 dae vas van oorwinning, maar die klem is nie op die vas nie, die klem is op die gebed. Dat jy deur die dag bid. Ons eerste punt was, dag 1, dat ons die lig in hierdie wêreld sal wees. So, jy moet Bybel lees, jy moet jou vol olie maak, dat jy nie soos die 5 maagde nie dit gaan maak nie. 5 het olie gehad, 5 het nie. Almal was rein. 10 was rein. 5 van die reines het dit nie gemaak nie. Waar sal die sondaar dan verskyn? As God se oordeel kom, en die deur is gesluit gewees. So, kom ons kyk vandag, punt 2, gister was vir ons huwelike, mense wat nog gaan huwelike kry, alles was gister. En mense, ek sê weer, kom ons klim van ons eie ek af, dan kan ons 'n lig skyn. Kom ons klim van ons eie ek af, dan kan ons huwelik werk. Kom ons klim van ons eie ek af, en maak God. Kom, ons gaan sit nie op God se troon nie, en ons los hom om op sy troon te sit. Nou ja, ek dink ons kan beginne. Vandag gaan ons praat oor kinders. En as jy nie kinders het nie, dan bid jy vir jou broer en jou suster se kinders. Jy bid in die familie vir kinders. Maar dit gaan oor kinders. Jy bid vir jou dorp se kinders, die skool se kinders. Nou kom ek lees net eers vir ons. Ek wil net sê, dag 3, ons simbool, ons storie, kan u in die eerste en die tweede gaan lees, gaan net terug op my page, en u kan dit daar gaan lees, hoe het 120 Jode, toe die Grieke, die Syriese Grieke, die vark in die tempel geoffer het, hoe 120 Jode gaan oorneem, en hoe het die olyfolie, wat net 'n dag kon brand, toe 8 dae gebrand, en daarom is hierdie kandelaar 9. Ons gebruik hom net as die simbool van ons oorwinning, van ons vas en gebed hierdie week. So nou het ons derde een, die windjie druk so 'n bietjie hier, so ek weet nie, gaan ek hom opkry, maar kom ek try. Kom ek steek hom op. En kom ek steek gistersin op. En dan steek eergistersin op, vir waar die lig moet wees. Ok, maak die saakie. Ons is nou nie so geplan nie. Ons moet geestelik die lig wees. So dit is die 3. En as jy 'n broodjie daar in die huis sit terwyl ek praat, en druiwesap het, aan die einde sluit ons af met druiwesap in dit. Nou kom ek lees net vir ons, Deuteronomium 11, vanaf vers 18. Hy sê, lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart, en in julle siel, en bid dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoofband tussen julle oë wees. Nou, okay, die Jode doen dit fisies, dat hulle bande om hulle sit, en dit sit, ek en jy moet geestelik, moet die woord van God lewe in ons. Nou hoor wat sê hy vers 19, en leer dit aan julle kinders. Ek wil ook vanoggend hier sê, aan alle kinders, leer dit aan kinders, deur daaroor te spreek. So jy moet oor die woord spreek, jy moet oor verhale van God spreek. As iemand genees geraak het, moenie die kinders wegsteek, dat hulle nie getuienisse hoor nie.
dat kinders hoor, my kinders het van kleins af, sommige sien is soos 'n duiwel uitdryf in Jesus naam, en dit het hulle geen sielkundige skade gedoen, en hulle hoef nie op pilletjies vandag te wees nie. Maak jou kind in die Here groot, en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek, as jy in jou huis sit, so jy moet Bybelstudie saam met jou kinders hou, en as jy op die pad is, as jy in die kar ry, kan pa bietjie vertel, wat doen God. Pa hoef nie te stop kort laat die kind sien hoe rook pa nie, of pa stop by die bar nie, maar pa kan in die kar vertel van Jesus, en dan saai jy goeie goed in jou kind in. En as jy gaan lê, weer eens, voor jy gaan lê, vertel jou kind van Jesus, en as jy opstaan, hier staan dit, en leer dit aan julle kinders, in die huis, moet jy loop en spreek daarvan, vanaand as jy gaan lê, môreoggend as jy opstaan, en as jy op die pad is. So, en hy sê in vers 21, sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land van die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee, kan vermenigvuldig, soos die dae van die hemel bo die aarde is. Daar's 'n belofte. As Suid-Afrika God dien, as ons na ons kinders omsien, sal God ons seën. Jy moet belê in jou kinders. Nou, interessant dat toe hierdie punt kom, wat het nou gebeur, ek maak vanoggend oop, en ek gaan nie die seentjie se naam noem nie, omdat ek hou van die seentjie, en is 'n oulike seun, dis net jammer dat Fame, 'n ma en 'n pa, en julle sal kyk, want ek het 'n komment vir julle laag gelaat, so ek is seker julle sal kyk vandag in die boodskap, dat Fame en geld jou kind in die afgrond kan bring. Dis eintlik 'n skande pa, ma. 'n kind wat so oulik geperform het voor almal, en almal was opgewonde oor hierdie kind se danse. Nou stuur julle hom in 'n bar in, subtiel wys julle Jameson, daarna skink hulle vir hom Fanta aan, en sê hy met ys, ja. Ek weet nie hoe oud is hierdie kind, is hy 9, 10, 12. Julle weet mos wat julle daar adverteer. Moenie kom met stories nie, moenie later op my, ek weet nie, ek gaan nie eens gaan kyk wat julle kommentie, moenie later sê, dis mos nou nie dit nie, dis in 'n bar. Eerstens, wag daai kind nie daar gaan nie. Sit my vrou, sy was die hoof van kinderbeskermingseenheid in die polisie in die Noord-Kaap. Die kind mag eers in die bar inloop nie. Maar hoor gou mooi, hierdie kind is al 'n celeb. En julle gebruik hierdie kind om hierdie vieslike werk van julle drank te adverteer. Ma, ek is teleurgesteld in julle. Maar julle kan ons gaan sit by julle kind, was sy voete, vra hom vergifnis en maak dit reg. Waar maak julle hierdie kind groot? Dit daar gelaat, wat ek vanoggend gesien, dit het my so geskok. Teen hierdie kind is ek nie, want hierdie kind tree maar op wat ouers doen. Dit is swak, uiters swak. En daai baarman wat hierdie advertensie maak, is van die pad af, man. Jy moet by God uitkom. En ek weet vandag sal hulle aangaan en hierdie week sal aangaan en hulle sal seker weer by die koerante ook met my gaan draai daaroor. Julle kan draai net waar julle wil. Vir 33 jaar staan ek op vir kinders en teen aborsies en ek sal opstaan vir daai kind. Miskien as hy kind eendag 30 is, hoor hy hierdie boodskap en hy weet as 'n oom wat vir hom opgestaan. So by the way, 'n life hou net 30 dae, so trek hom af, stuur hierdie ding uit en laat hy gaan. Maar ek bid oor hy kind. Sien net daai kant, ek gebruik hom as 'n voorbeeld. As baie ouers wat sê, gaan haal my sigarette, gaan haal my drank. En jy maak nie jou kind in die naam van die Here groot nie, maar in Lucifer se naam. Gaan julle nie spaar nie, die waarheid is dit. Nou net voor ons begin bel 'n vrou. Sy moet vanoggend by die hof wees. Van 'n minderjarige kind wat van fotos geneem is, wat bevoel is deur die eie pa. Ek sê vandag, sê net wat julle wil. 'n Pa wat sy dogter of sy seun molesteer is erger as 'n varkman. 'n Vark doen dit eers nie aan sy kind nie. Jy is so sleg. Mag God intree en mag 'n engel intree en jou voor die volgende molestering keer. En al gebeur wat, laat jy maar gaan. Want jy's 'n pa se agtereind nie werk nie. Ek sit hier met kinders wat deur 'n ouers gemolesteer is. So ek praat hier goed. Mense, hoekom verhef jy jou stem? Hoeveel? Man, as jy wil by die kinders molesteerder se kant wees, gaan kry by hom. Ek gaan nie. Ek sê vandag, ek staan op.
Spreuke 24 vanaf vers 11 sê, wie sal uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? Wie gaan uitroep vir die 1200 aborsies, babas, wat vandag hulle koppies afgeruk word, hulle arms uitgeruk word en doodgemaak word? Wie gaan uitroep vandag vir 'n kind wat vanaand weer 'n pa of 'n oom of 'n neefie se asem in haar oor moet hoor terwyl sy gemolesteer word? En jy kry mense wat wragtig opstaan vir hulle en hulle staan vir dit. OK. En hierdie vrou bel my. Sy gaan vandag by die hof wees. Hierdie kind is nou nie normaal, ek dink hierdie kind het seer gekry deur hierdie molesterings. En nou vat hulle advantage, die een ou bribe mense sodat hierdie kind dat hulle kan onskuldig kom. Ek bid vandag vir hierdie vrou dat sy sal deurgaan, dat hulle tronkstraf kry, hulle kort lewenslang in Jesus naam. Elke molesteerder kort die doodstraf in Jesus naam. As God dit eendag gee voor ek nog doodgaan. En ek raak die minister van polisie, ek is nou nie meer in politiek, dat ek gaan staan nie, as die Here wonder, sal die doodstraf inkom op 'n kindermolesteerder in Jesus naam. Die volgende. Ons kinders is vir ons kosbaar. Was ek in stelle die perfekte ouers om ons kinders groot te maak? Nee, ons het net so foute gemaak. Ek wil aan my kind doodgeskiet het, toe hy 2 weke oud is. Ek was net so slegte pa. Ek dank God dat hy in my lewe gekom het. As ek sien by party ouers, as die kind 'n vloekwoordjie los, dan lag almal. Hoe, dis dit 'n grap? Wat 'n grap is dit? Dis tippet, man. Kind op 'n laat dans op loslappie. En sulke goed. Ek wil vandag vra om 'n kind te sê, gehaal jou sigarette. Ken daai kind om jou Bybel te gaan haal? Ken daai kind om jou 'n glas koeldrank te haal, of ken die kind net om drank te haal? Behalwe dit alles. Ek wil jou vandag vra, pa, jy kan dit regstel. Of jou kind 2 is of 10 is of wat, of jou kind al uit die huis uit is. Sit vandag voor jou kind of bel jou kind of stuur 'n WhatsApp vir jou kind en doen die volgende. Vra vir jou kind. Ek vra om verskoning dat ek jou gestuur het om my sigarette te haal. Ek vra jou om verskoning. Ek sê nou vir jou, daai getuienis sal groter impak op jou kind hê as wat jy dink. Kom ons maak reg. Kom ons vra God om verskoning. Ek moes al om verskoning vra hoe ek my kinders opgevoed. Ek het hulle ook al verkeerdelik geslaan. Ek het ook verkeerdelik met hulle opgetree. Dank God, ek het nooit aan my kinders gemolesteer nie, en dat hulle nie so iets ken nie, en my kleinkinders sal nie so oupa ken nie. Prys die Here daarvoor. Ek dink dit is een van die wonderlikste genade wat 'n mens kan besef in die lewe as jy deur so iets is. Ek kry kinders jammer wat die vyand in hulle eie huis bly wat hulle molesteer. Mag God in hierdie week wat ons vandag was, dit openbaar in Jesus naam. Dan sê net Matteus 18 sê dat die engel, elke kind het 'n engel, en hy's direk sien hy die aangesig van God. Hoor gou mooi, elke kind het 'n engel. Gaan lees Matteus 18. En direk sien hy die aangesig van God. Dink 'n bietjie molesteerder of pa, jy wat sê gaan haal my sigarette of drank. Die engel kyk so op na God en sê, kyk, wat doen hulle alweer aan hierdie kind? Pas op om 'n kind te na te kom. Pas op om 'n kind vir drankadvertensies te gebruik. Subtiel. Ek is so teleurgesteld in dit. Ek weet dit kan pa maak, sal dit nie teen julle hou nie. Ek hoop julle maak 'n statement en sê vra om verskoning en gaan na daai plek toe, gee hulle geld terug. Wie is 'n vieslike baar? Gaan kyk se ander aande laat hoe lyk 'n baar. Ek ken nou nie daai baar nie. Maar gaan kyk hoe lyk 'n baar. En jou kind help dat dan moet voete kom vir daai baar, vir die vuisgevegte, vir die hoerery wat later gaan plaasvind. Moenie dit doen nie. Kom ons dink waarna ons kinders blootstel. Dan onthou wat jy saai maai jy. As jy nou vir jou kind sê, gehaal vir my sigarette, gehaal vir my drank, en jou kind raak eendag alkoholist, gaan jy voor God staan. Kom ek sluit af met dit.
Jy kan vir my kwaad raak soos jy wil vandag. Jy kan vir my sê, jy vertel my nie. Ek wil jou sommer nog sê, jy wat in jou kind in die kar rook, terwyl jou kinders in die kar is, en daai kinders kry emfyseem of longkanker en hulle sterf, sal jy vermoord voor God staan. Hoor jy my? Ek oordeel jou nie, jy sal vermoord voor God staan. Daar sal pa's en ma's eendag voor God staan vermoord, omdat hulle kinders, hulle is lankal dood. Toe gaan hulle kinders op 60, 80 dood, op longkanker of emfyseem. Hulle gaan vermoord. Jy gaan daar aankom en sê, ek het mos iemand doodgemaak. Dan gaan God sê, jou kind gaan sterf oor sigaret, longkanker, wat jy veroorsaak het. Jy staan vermoord, en 'n moordenaar gaan nie in die koninkryk van God in nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat na hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar staan nie in daai vers, gaan rook en gaan drink en gaan oreer en maak net wat julle wil, en as 'n prediker julle aanspreek, dan noem julle hy oordeel, en my genade sal julle in die hemel bring nie. Nee, dit staan nie daar nie. As die regverdige dan nouliks gered word, waar sal die sondaar verskyn? Openbaring 20 vers 15 sê, en as dit bevind is dat jou naam nie in die boek van die lewe is nie, sal jy in die poel van vuur gegooi word. Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy kan doen wat jy wil. My Jesus, wat vol liefde is, het op 'n tyd gesê op aarde, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. En kan ek vir jou sê, God gee om vir kinders. As jy kinders gemolesteer het of iets gedoen het, asseblief, ek vra jou vandag, jy moet by God uitkom. Jy moet gaan om verskoning maak. 'n Molesteerder sal hom moet by die polisie ook gaan oorgee. Jy sal nie wegkom nie. Ek bid vandag, in Jesus naam, elke molesteerder in Suid-Afrika, dat hy openbaar word. In Jesus naam. Nou ja, maak julle kinders in die Here se weë groot. Ek wil net ook vir mense sê, ek kry baie oproepe, wat nie eers 'n broodjie het om te eet nie, en dit gaan woes. Ek kom ook uit 'n huis uit wat baie skoon was, maar ons het die krag gehad, ons het die televisie gehad, ons het 'n buite toilet gehad, altyd kos op die tafel. My oupa en ouma het vir ons gesorg, maar dan kyk jy ook die ander kinders se dit, dat jy dit nie. Ek wil vandag sulke kinders sê, en sulke mense sê, moenie jaloers raak op dit nie. En moenie ryk mense kwaad raak van nie. Die ou het gewerk vir sy geld. Omdat jy arm is, beteken jy het nie gewerk nie. Die lewe trek vir ons strepe. Maar wat ek wil vandag sê, vir die ryke, wil jy nie om jou rond kyk en 'n bietjie uitdeel nie? Wil jy nie 'n bietjie gaan kyk, waar kan jy 'n arm kind in die skool sponsor met sy klere nie? Wil jy nie, sonder dat jy jouself verhoog? Ek hoor gister weer 'n ryk man hier naby, hy sê, dit is hoekom ek 'n mega boer is. Hy kyk ook, luister, jy's arrogant broer, jy gaan val, pas op om jou so te verhoog, jy, asem, gaan net so vinnig weg. Ons hou is dan brekkerig. Ek onthou, moes my oupa met sy armbakkietjie eenkant te stop, dat die ryk mense by die skool as hy my aflaai. Hoe druk hulle? Ek onthou toe ek my kinders afgelaai het, dieselfde. Daar's ryk mense wat God dien en wat uitdeel, en God seën julle. Maar daar's ryk mense wat arrogant is, jy gaan hard val. Ek wil vandag die ryk mense aanmoedig, en as 'n skrif wat sê, bemoedig die ryk mense om te gee. Ek wil vandag vra, gaan sit stil en bid, en as dit in jou vermoë is om 10 of 15 kinders. My kleinkinders is in 'n skool wat baie alright is, en tog is daar kindertjies waarvoor broodjies moet gemaak word elke dag. Raak in so iets betrokke. Ryk pappa, ryk ma. Ek wil vandag vra, gaan sniffel die arm kinders uit. Koop vir hulle ietsie mooi, koop vir hulle tekkies. Geef hulle. Ek dink byvoorbeeld, hier's 'n man, hy was Ruben Molefe. Hy's in Appington. Hy was 2 keer by die Olimpiese spele gehardloop. Hy vat kinders, dan laat hy hulle oefen. As jy nou by Appington bly, vind hom uit, vra my, gaan koop vir kinders tekkies wat hardloop. Gaan vind uit wat kan ander kinders skenk aan hulle. Asseblief, kom ek en jy, kyk rond en ons kyk waar ons kan gee. Daar's ouers wat dit regtig nie breed het nie. En kom ons gaan ondersteun hierdie kinders. Nou ja, ek kyk Johannes 7 Wolfhard, jy sien op. En
sit jou nommer daar, dat die mense jou boek bestel. Hierdie ou, nou moet jy my verskoon as ek verkeerd sê, was 32 keer selfmoord pleeg. Is amper soos die ou wat bo op 'n gebou gestaan het. Hy skiet hom deur die kop, hy skiet hom, hy gooi petrol op hom voor hy hom skiet, hy steek hom in die brand, en hy het 'n tou om sy nek, en hy val af by die gebou, en hy lewe. Johannes, sit jou nommer daar, dat die mense kan jou uitnooi. Hy moet ook al hier gekom het, ons datum stem nog net nie lekker ooreen nie. Ok, God seën jou, in Jesus naam. Kom ons gaan na die nagmaaltafel toe. Ek sê weer, ek geniet. Mense sê, seker agter hulle gordyn. Waarvoor nou die kleipot uitgooi, waarvoor hy dit, en ek like om die goed te noem. Hoor gou weer. As jy drink, dan koop jy vir die mooiste glas. Wanneer ek met my Jesus deur mekaar is, wil ek vir hom ook die mooiste goedjies gee. Vader, dankie vir u liggaam, wat gebreek is vir ons. Sou vanoggend nagmaal, maar vanoggend wil ons vra dat u kindertjies, ons as ouers aanraak om ons kinders reg op te voed, ons kleinkinders. Die ma sê, hulle moenie sweets gee, nee, gee ek hier agteraf. En ons dink baie keer is 'n grap, maar dis ook nie reg nie. Here, ons kom vandag, en ons vra kindertjies wat gemolesteer word, dat in hierdie dag dit uitgevind word, dat hulle beskerm word. Hoe hartseer is dit, jou pa is, ek het hier met 'n dogter gesels, pa molesteer my, maar ek kan nie polisie toe gaan nie, en dan vat hulle my weg by my ouerhuis, en sit my by 'n verbeteringsskool of iets. Wie jou swaar moet dit vir so 'n kind wees? Here, tree u vanoggend in. Seën die brood en seën die druiwesap wat u bloed voorstel. En was hierdie ou kindertjies skoon. En Here, ek vra in gebed vandag, hierdie molesteerders, aktiveer die engel. U het al engele geaktiveer, wat 'n oorlog gewen het. Aktiveer hulle om hierdie kindertjies. U sê in Psalm 91 vers 11, gee die engele opdrag, gee u, en gaan ons om ons op te pas. Ek vra nou, die engele van die kindertjies gee hulle opdrag. Laat hulle maar met hierdie mense handel, in Jesus naam. Amen. Nou ja, kom ons bring in nagmaal tot die Here se eer. En u kom toe eer en heerlikheid, Here. Prys die Here. Willem so spog, waar kry ek hierdie druiwesap? Ons loop in Nazareth. Dis 'n winkels besoek en goed. En ek loop so op, en daar's 'n Palestyn by 'n winkel, hy roep my in, hy sê vir my, here is 6 bottles of wine. Dronk maak wyn. Hoofkaps, go and give for your people who walk with you. And I told him, hy was 'n Muslim, I told him, I'm a born again Christian. I love Jesus so much, I don't drink. En hy gaan ruk vir my uit 5 botteltjies, 5 of 6. Regte druiwesap, nagmaal druiwesap. En dit is wat ek hier gebruik. Ek kon die evangelie in hom bring, en nou ek sommer, en ek gee dit vir my persent. So prys die Here. Mense, kinders wat julle vandag sien, dan loop julle net verby, julle bid asseblief. Bid. En ek wil vra, as jy dan nie wil bekeer die baarman, 'n eienaar van 'n bar, borrelstoer, wil jy dan nie net die kinders uit jou plek uithou nie, asseblief, in Jesus naam. God seën, en ek bid vandag, as daar kinders in human trafficking vasgevang is, bel my nommer is 0827899550. Ek is nie net 'n pastoor nie, ek is 'n aktiewe pastoor. Ons sal hy kinders gaan haal, in Jesus naam. Dankie, God seën.